Baie hartlik welkom, liewe vriende, liewe gemeente. Ek gaan vir julle 'n klompie verse lees hier van Genesis af tot by 1 Petrus. En ek begin sommer by Genesis 2 vers 7. Die Here God het toe die mens gevorm uit die stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. God gee die lewensasem sodat die mens 'n lewende wese word. Blaai ons bietjie verder, sommer hier na die Nuwe Testament se kant toe. Dan sal jy sien in Markus 8 vers 36. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry, maar jou siel ly skade? En dan natuurlik die groot gebod, haal ek maar sommer aan, Matteus 22:37. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, met jou hele verstand en al jou krag. Met jou hele hart, met jou hele siel. Lukas 12 vers 20. Maar God het vir die ryk man en die dwaas gesê, vannag sal jou siel van jou geëis word. En dan die laaste gedeelte is daai gedeelte uit 1 Petrus. 1 Petrus 1 vers 13. Wees daarom verstandelik wakker en nugter en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van die Here. Soos hy julle geroep het om heilig te wees, moet julle in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Ek lees die verhaal van 'n man wat besluit het hy gaan 'n pragtige boot bou. Hy gaan niks ontsien nie. Die boeg van die skip het hy gemaak van kiaathout. Die seile van die boot was die allerkleurvolste seile wat jy aan kon dink. Almal kon net dink as die seile so sal bol en in die wind staan, hoe mooi gaan dit lyk. Die dek was so goed afgewerk. Selfs die pype en krane was van egte koper en blink gepoleer. Dit was eenvoudig 'n pragt om te aanskou. En almal kon nie wag vir die groot dag wanneer die skip te water gelaat gaan word nie. Die dag het uiteindelik aangebreek. Bottel champagne teen die boeg gebreek. En met groot gejuig van die kant af het die boot vertrek. Later was dit maar 'n stippeltjie wat op die see verdwyn. En toe tref die eerste storm die skip. Nie 'n orkaan nie, net 'n stormpie. En die storm het aan die seile begin ruk en dit uit mekaar het geskeur. Die boot het geswaai van die een kant na die ander kant. Uiteindelik is die boeg van die boot, daardie kiaatboeg onder die water in. En die boot is weg. Dit was vir almal 'n raaisel. Maar maande later het die skip op die strand uitgespoel en toe kon almal eintlik sien wat is die probleem. Die probleem is, hulle het soveel aandag gegee aan die dek en die seile en die versiersels. Maar daar is nie aandag gegee aan die kiel van die skip. Met ander woorde, die kiel is daai gedeelte van die boot wat hom in die onderwatervlak hou en die bo gedeelte eintlik as te ware dra nie.
En as jy nie aandag gee aan die onderwatervlak van die boot nie, die kiel nie, dan gaan die bowatervlak nie sterk genoeg wees nie. Ek wil vanmôre praat oor my en jou onderwatervlak. In Genesis 1:28 lees ons alreeds dat God het die mens gemaak na sy beeld. En die woordjie vir beeld in Hebreëus shelem beteken 'n venster eintlik. Sodat as mense na my en jou kyk, moet hulle as te ware God in my en jou raak sien. Dit is 'n geweldige voorreg, maar 'n groot verantwoordelikheid. En nou staan daar in hierdie teks wat ons gelees het, Genesis 2 vers 7, dat God het die lewensasem in die mens geblaas. En vir asem word die Hebreëse woordjie nefesh gebruik. Trouwens die woordjie kom 755 keer voor in die Bybel. God het die nefesh, die lewensasem, die siel in die mens ingeplaas. Sonder dit is die mens dood. En nou is daar 'n klompie tekste wat ek al gelees het en wat ons weer na kan verwys, wat praat oor die siel van die mens, waarvan die groot gebod in Matteus 22:37 sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, met jou hele verstand. Lukas 12 vers 20 sê, jou dwaas. Want hy het net gekyk na hierdie bowatervlak dinge. Rykdom vergader. Jou siel sal vannag van jou geëis word, sê die Here. Markus 8 vers 36 en 37. Wat help het? Sê Jesus, as jy die hele wêreld wen, maar jou siel ly skade. Want as jou siel skade ly, dan moet jy weet, dit gaan jou ontbreek aan die ewige lewe. Maar jy moet ook weet, dat jou liggaam gaan die tekens toon van verwering, as gevolg van die siel wat skade ly. Nou die Bybel praat op verskillende maniere. Die Bybel maak eintlik nie 'n vreeslike onderskeid tussen siel, liggaam en gees nie. Dit word saam genoem. Dis eintlik verskillende maniere om menswees te beskryf. En die Griekse denke, die filosowe en die Bybel het gemaklik gepraat van siel, gees en liggaam. Dis hoe hulle gepraat het. Dis hoekom ons die klomp tekste gelees het. Dis die liggaam, siel en gees. Maar kom ek stel dit so, as jy doodgaan, sê Prediker 12 vers 7, dan vat die aarde die liggaam terug wat aan hom behoort. Dis wat daar staan. En God vat die siel wat aan hom behoort. Die dag met die opstanding, met die wederkoms, sal God die siel en die liggaam bymekaar uitbring, want sonder dit kan dit nie 'n lewende wese wees nie. Met die opstanding van Jesus het tog nie net sy siel of sy gees opgestaan nie. Hy het liggaamlik opgestaan en hy het fisies verskyn aan Martha en die disippels en Petrus en Johannes en 500 mense tegelyk. Maar dan is dit nie die gees of die siel van Jesus wat verskyn aan hulle nie. Hulle sou gedink dit is 'n spook. Dis sy liggaam en sy gees wat herenig is. En dis wat met my en jou gaan gebeur.
is dat die siel en die liggaam sal by mekaar uitkom. 1 Korintiërs 15 praat mooi oor daai hele stuk. Evangelie van Johannes praat daaroor. Evangelie van Johannes sê eintlik net dat die siel gaan eendag met die liggaam die ewige lewe binne gaan. Want Jesus het ons gesê in Johannes 14, ek gaan om vir julle plek te berei. En eendag sal julle kom waar ek is. Julle gaan die ewige lewe beerwe. Maar dis nie die liggaam wat die ewige lewe gaan beerwe, of net die siel nie. Dis die twee saam herenig, wat deur God moontlik gemaak gaan word. Moenie vir my vra hoe nie. Dis wat die Bybel sê. Dis wat die Bybel sê. Nou, broeders en susters, is ek baie bekommerd. Want dit kan gebeur, lyk dit vir my, dat ons net aandag gee aan hierdie liggaam. Ons probeer hierdie liggaam versorg en mooi maak. En dit is goed so. Maar as ons nie aandag gee aan die siel, aan die onderwatervlak nie, dan gaan die verwering hier intree. Dit moet ons ernstige roeping wees om tyd te spandeer aan die siel, aan dit wat in kontak kom met God, wat hierdie liggaam as te ware kan dra. Anders te gaan die boot sink. Anders te gaan die winde van verandering en die gevare en die rampe en die teëspoed en wat ook al in die lewe gaan jou tot niet maak. En dan gaan jy, soos ek laas keer gesê het, skus tog, dan vrek jy. Dan sterf jy nie. Weet jy, daarom is daar 'n woordjie wat so belangrik is, wat ons moet gebruik. Dis die woordjie heiligmaking. Want ons hoor mos nie meer van die woord nie. En kom ek vertel vir jou 'n storie van 'n seun wat by die hoof gekom het en toe vra hy, meneer, gee vir my asseblief 'n getuigskrif. En die hoof het vir hom een gegee. Maar in die getuigskrif was daar omtrent, as daar 'n goeie eienskap was, dan was daar omtrent 3 van dit. Die brief in 'n koevert gesit, en die seun het uitgestap, en buitekant het hy gestop, en vinnig die koevert oopgemaak en gelees, en toe hy die brief so lees, toe draai hy om, toe gaan hy terug na die hoof toe. Sê meneer, ekskuus, maar ek ken nie die seun waarvan jy praat nie. Weet jy wat sê die hoof vir hom? Sorg dat jy so word. Sorg dat jy so word. Want die getuigskrif van my en van jou wat voor God lê, is Jesus. En daarom moet ons in sy voetspore volg, daarom moet ons hom navolg, daarom moet ons agter hom aanloop, daarom moet ons ons verhouding met die Here verinnig en versterk. En dis waar Petrus praat van die heiligmaking, dat ek die woord van die Here sal vat, en dat ek hierdie woord sal lees en bestudeer. Kan ek vir u vra, hoeveel tyd spandeer u om bietjie hier te lees? Ons ken Psalm 23, die Here is my herder, van kleins af, en dit maak 'n groot impak op ons, maar watter ander teks ken jy? Met watter boek in die Bybel is jy besig om te lees, saam met ander hulpmiddel, maar lees en herhaal dit. Hoeveel tyd spandeer jy aan gebed, in jou stilte tyd? Om die onderwatervlak sterker te maak en aandag aan te gee. Ons hoor deesdae baie van detox. Almal wil detox. Hulle lewer moet gedetox word.
Hulle liggaam moet gedetox word. Hulle drink allerlei medisyne en pilletjies daarvoor. Ons sal sê ontgiftiging. Maar weet jy, dit is ook nodig dat jy jouself sal detox en ontgiftig. Jou denke, jou gedagtes, jou woorde, jou dade, jou leefstyl moet gedetox word. Dat daar 'n goeie en 'n mooi verhouding tussen jou en die Here kan wees. En jy gaan 'n detox wanneer jy die Bybel vat en gedeeltes lees en op jouself van toepassing maak en sê, maar dit en dat is nog fout in my lewe. Dis wat Paulus sê in Filippense. Here, dat U my gedagtes sal vernuwe. Dat U my gedagtes sal detox. Dat ek anders te dink en anders te praat. En dat ek 'n ander mens sal word. Want iemand wat in Christus is, sê Paulus, is 'n nuwe mens. Die ou dinge het verbygegaan, hy het nuut geword. Hy's gedetox. Kan ek vir u vra, dat u vandag sal begin bou aan die kiel van die skip, aan die onderwatervlak, aan jou binneste. God wat die lewensasem in jou ingeblaas het, die siel, die nefesh, God wat vir jou die lewensasem gegee het, toe jy ook al is 'n klein dingetjie mens geword het. Sjoe, dan gee ons aandag aan die liggaam. Ons spandeer soveel geld aan allerlei dinge om die liggaam goed en mooi te laat lyk. Ons gaan oefen. Ons maak tyd daarvoor. Maar maak ons tyd vir stil wees met God. Vir meditasie. En so gaan die lig af, as ons nie tyd aan spandeer nie. En ek het dit nou nie self afgesit nie. Dit het op die regte moment afgegaan. Kom ons bou ons boot, ons lewe, sterk vir die onderwatervlak, sodat dit jou bowatervlak, jou menswees kan dra. Here, baie dankie dat U ons gemaak het en gevorm het, aan mekaar geweef het, sê Psalm 139, met die fynste kunsnaaldwerk. U het ons nie gemaak as hierdie juis niks nutte nie, maar iemand met waarde, en ons waarde lê daarin dat ons 'n liggaam en gees en siel is. En dat ons eendag, Here, gaan verhuis van hier na hierna toe, maar liggaam en gees. En daarom help, Here, dat ons baie tyd en aandag sal gee aan my gees, aan my siel, aan die onderwatervlak van my lewe. Wil U vir ons help om gedissiplineerd daarin te wees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ontvang met biddende harte die seën van die Here, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God wat aan ons die lewensasem, die siel gegee het, en die Gees vir ons sal help om te bou aan die onderwatervlak van my en van jou lewe. Amen. Mooi dag en mooi week vir elkeen van u. Totsiens.